Ons gesels oor vyande van die hart en die vrugte sal dit bepaal. Markus 10 is die konteks, terwyl Jesus sy disippels vertel van sy naderende lyding en sterwe, wil 2 van hulle vinnig 'n kort pad vat na die parlement toe. Hulle doen gou aansoek vir 2 ministeriële poste vir wanneer Jesus op sy troon gaan sit om te heers. Die ander 10 disippels word kwaad, verloor hulle nie meer omdat hulle voorgespring is, dink ek. Ons het gister gepraat oor wat hulle wil word. Dat hulle mag soek en wil beheer. Ons kry jaloesie hier van die ander 10. Frustrasie as hulle 10 hulle nie hulle sin kry nie of dat dinge te lank vat om te gebeur. Die vraag is, wat sit agter hierdie tipe gedrag? Lukas 6:45 sê, die goeie mens haal uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. En die slegte mens haal uit die slegte skat van sy hart wat sleg is. Dit sê, uit die oorvloed van die hart spreek die mond, sê Jesus. Het is geen wonder dat Spreuke 4 al baie vroeg gewaarsku het in 23ste vers sê, bewaar jou hart meer as enige iets. Dit sê Jesus. Luister na my woorde, want dit is die lewe en dit is genesing. Ons harte ontvang en stoor van kleintyd af al die gebeure en woorde rondom ons op. Die hart is die grond waarin die saad gesaai word. Aanvaarding of verwerping, prysing of vernedering, vermaning of aanranding, respek of disrespek, waardering of minagting. Dit is saad wat groei. Die plant word jou siel, naamlik jou emosies, denke en besluite. Die vrug is wat jy as mens met jou liggaam doen. Matteus 13:19 leer ons dat die bose een kom en roof wat in jou hart gesaai word. Vers 15 praat van die hart wat ongevoelig word. Die hart is nie vatbaar, met ander woorde. Die hart van die mens kyk en hoor niks aangaande God se heerskappy, hoor nie sy stem nie, sy vermaning, sien nie sy geleenthede of sy hemel nie. Ons harte se ore werk net nie. Hoe roof die bose die goeie saad? Die hart wat nie wil verstaan nie. Daar is 'n rotsagtige hartheid wat verhoed dat wortels gevorm word. Die sorge van die lewe, van die wêreld en die verleiding van rykdom maak die hart ongevoelig en dis onvrugbaar. Vir die ongevoelige hart lewer die saad nie gou genoeg goeie skatte nie. Die siel, emosies, denke en besluitneming kan dan net uit die slegte skat voortbring. Hoe gebeur dit? Ons bedink ons seer oor en ons herhaal dit. Dit skiet wortel in ons siel en spring uit in ons emosies. Werke van die vlees. Daar word lank aan gewerk voor dit aan die lig kom en sigbaar word. Dit verskyn as woede. Jakobus 4:1. Waarvandaan kom oorlog en vegtery onder julle? Kom wel nie hiervan van julle welleste wat julle in julle lede stryd voer nie? Wellens het ons al gesê, is 'n onvermoë om tevrede te wees met wat jy het. Ons kan ook Galasiërs 5 vers 19 en 20 so lang lys aanhaal, naamlik die sekssondes, die afgoderry, die afguns, die vernietigende verhoudings, oorsprong van goeie vrugte ook, naamlik liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing, 'n saad wat in die hart ontvang was, gegroei het in die siel, denke en emosies. En nou vrug dra. Sê dit, sing dit en leef dit. 'n mooi en 'n groeidag vir jou vandag.